Goeiedag en baie welkom by sessie 24 van module 3. Ons laaste sessie wat ons praat oor roeping en ons getuienis. Nou, die vorige sessie het ons bietjie gesels oor hoe jy iemand kan help om 'n oorgawe aan God te maak. Iemand wat dalk nog onseker is dat of hulle wel kinders van God is, sodat hulle daardie sekerheid kan kry en dan nou ook die reis van disippelskap kan begin. Dit was immers Jesus se laaste opdrag dat ons van mense disippels moet maak. My verstaan daarvan is dat dit gebeur wanneer ons getuienis uitleef deur God te verteenwoordig daar waar ons is. Dit raak mense se lewens aan, uit dit ontstaan gesprekke, waar dit dan dikwels kan gebeur dat mense vra, maar wat moet ek doen om 'n kind van God te word? En jy so 'n persoon kan begelei en dan ook verduidelik dat dit nie die einde van 'n reis is nie, maar die begin van 'n reis. En daarom het ons gesê, as jy so geleentheid gehad het om vir iemand te help om daai oorgawe aan God te maak, moet jy onmiddellik daarna opvolgafspraak maak, om vir die persoon te verduidelik wat is nou belangrik op die pad vorentoe. Want nou het die reis van disippelskap vir daardie persoon begin. En daarom moet die persoon begelei word. Hulle kan nie net so gelos word en gedink het, dis nou oké, alles is nou reg en nou gaan jy hemel toe nie. Dan gaan die persoon baie frustrasie beleef, soos ek dink baie van ons ook, en jy ook dalk al beleef het, omdat niemand vir jou gehelp het om te verstaan waaroor dit gaan nie. So in so opvolgafspraak kan 'n mens eers vir die persoon vra, hoe dit nou die afgelope week of wat gegaan, na die oorgawe gemaak is. Dan kan die persoon vertel, en partykeer kan dit wees, baie mense na so oorgawe het 'n baie wonderlike emosionele ervaring gehad. Alles mag dalk net wonderlik wees. Of dit kan wees dat die persoon 'n paar terugslae beleef het en teleurgesteld is en nie alles so goed gegaan het nie. So 'n belangrike ding om te verduidelik reg aan die begin is dat hierdie reis nie gaan oor jou gevoelens nie, maar dat ons in die geloof aanvaar dat ons kinders van God is en dat ons baie keer teen ons gevoelens in vashou aan God se beloftes. En om net 'n bietjie daaroor met die persoon te gesels, dat ons sekuriteit en sekerheid is nie gebaseer op hoe ons voel nie, maar op dit wat God beloof het. En God kan nie lieg nie. God sal nooit lieg nie. God is nooit ontrou aan sy woord nie. God is nooit ontrou aan sy kinders nie. Dat die persoon net baie duidelik verstaan dat daar sekuriteit lê in wie God is en nie in hoe ons voel of wat ons ervaar nie. Die tweede ding wat verskriklik belangrik is om reg van die begin af vir die persoon te verduidelik hoe belangrik dit nou is om op hierdie reis ook geestelik te groei. Mens kan die vers uit Petrus gebruik, waar Petrus sê dat ons soos pasgebore kindertjies moet verlang na die onvervalste melk van die woord. Dat Petrus vergelyk het daar met 'n groeiproses, soos 'n kindjie gebore word en kos nodig het, is hierdie persoon nou gebore as kind van God en het daarom geestelike kos nodig om te kan groei. En die voedsel wat God vir sy kinders gee, waardeur ons groei, is primêr veral die woord van God, die Bybel. En daarom met die persoon te gesels oor die belangrikheid daarvan, om te leer om tyd vir God te maak, om met die Bybel stil te raak, na die woord te luister, maar dat die klem nie val op die Bybel te leer ken nie, maar die klem val om God te ontmoet, en na God te luister, gesprek met hom te kommunikeer. En hier kan jy natuurlik baie gerus gebruik maak van sessies 7 en 8 van module 1, waar ons verduidelik het hoe 'n mens so 'n gesprek met God het, hoe 'n mens stil raak, hoe 'n mens leer om joernaal te hou, hoe 'n mens dan leer om te luister en jou oë en ore op God gerig te hou, want dit is verskriklik belangrik van die begin af op hierdie reis. Ek onthou, toe ek die eerste maal 'n oorgawe aan God gemaak het, hier in die einde van my standaard 9 jaar, het dit so uitgewerk, dit was nie beplan nie, maar dit het so uitgewerk, dat ek kort daarna die geleentheid gehad het, om by 'n groep studente van Stellenbosch, wat so by alle vakansieoorde aangegaan het, en dan met jong mense, skoolkinders veral gesels het een van die studente met ons gepraat oor hoe om jou persoonlike stilte tyd in te rig, hoe om na God te luister. En dit, dink ek, het 'n geweldige impak op my totale reis gehad van daar af.
dat ek vroeg al geleer het hoe om stil te raak en te luister na God en na die woord. So dit is verskriklik belangrik. En daarna kan jy met die persoon gesels oor die feit dat ons as kinders van God deel is van 'n liggaam. Ons is nie op ons eie nie. Ons hoef gelukkig nie hierdie reis op ons eie aan te pak nie. Die Bybel gebruik die metafoor van die liggaam wat sê ons is verskillende lede van een liggaam wat mekaar nodig het. En daar is baie tekste in die Bybel wat praat oor hoe ons mekaar nodig het. Bid vir mekaar, bemoedig mekaar, vermaan mekaar. Daar is so baie mekaar tekste wat net wys van hoe ons op mekaar aangewese is. En daarom moet die persoon praat oor die inskakel by 'n klein groep. En as dit moontlik is, 'n disippelskapgroep. Nou ongelukkig is daar nie by alle gemeentes die geleentheid om in te skakel by 'n disippelskapgroep nie. Maar ek dink vandag het omtrent alle gemeentes ten minste selgroepe of ander tipe klein groepe. Ten minste net om in te skakel by 'n groep waar mens saam met ander gelowiges ook weekliks by mekaar kom, luister na die woord, iets van jou lewe deel, saam ontdek en saam groei. Maar ook as daar dan nie 'n disippelskapgroep is nie, tog wel vir die persoon vertel van die disippelskapmateriaal en die persoon aanmoedig om dit te doen. As daar nie 'n moontlikheid is om dit saam met iemand anders te doen nie, om dit op sy of haar eie deur te werk. Maar die feit dat jy kontak met die persoon het en jy waarskynlik self in so 'n groep is of was, is jy dalk in 'n gemeente of in 'n omgewing waar daar wel groepe is. En dan net vir die persoon te verduidelik hoe dit werk en hoe en wanneer daarbey ingeskakel kan word. Dit kan geweldig baie help op die reis as 'n mens so iets al vroeg op die geestelike reis kan doen. So hiermee is ons dan nou op die einde van module 3 waar ons gesels het oor ons roeping en ons getuienis. Nou wil ek maar net afsluit weer deur vir jou te vra, wat het jy geleer uit hierdie reis tot nou toe? Wat het vir jou duidelik geword oor jou roeping en hoe en waar God jou wil gebruik en waar wil hy jou betrek? Ek sluit die sessie af deur 'n paar vrae te vra, dat jy vir jouself bietjie nadink daaroor. Wat het vir jou duidelik geword oor jou roeping in die algemeen, jou primêre roeping? En wat het dalk vir jou duidelik geword oor jou sekondêre roeping? Die manier, spesifieke manier, waar jy jou primêre roeping uitleef. Die terrein of die area waar jy dit doen. En dan ook, wat het vir jou duidelik geword oor wat dit beteken om te getuig van God? Dink bietjie daaroor na, skryf vir jouself daar net in 'n kort paragraaf neer, sodat jy vir jouself duidelikheid het oor wat is dit wat jy in hierdie module ontvang het en vir jou uitstaan en dalk vir jou kan help op jou pad vorentoe. Baie dankie dat jy ook hierdie module saam met ons gedoen het. Ons laaste module, module 4, gaan oor die gebed van 'n disipel. En daar gaan ons baie meer in diepte gesels oor gebed. Dit is beslis nie die tradisionele aanpak van gebed wat gaan oor, mense baie praat van die 5 goed van danksegging en lof en aanbidding en voorbidding en ek dink julle ken almal daai wat met die 5 vingers. Dis nie net dit nie. Dit gaan oor baie meer as dit. Dit gaan oor 'n lewe van gebed. Dat jou totale lewe eintlik omskep word in 'n lewe van gebed. Maar ons begin ook deur te leer by Jesus self wat hy gesê het oor gebed en wat ons daaruit kan leer. Ek hoop jy word ook deel van daardie deel van die reis. Baie dankie dan dat jy ook vandag weer saam geluister het.